Goed, ons kyk weer na integration met parts of factor integrasie. En hierdie keer kyk ons na hierdie som. Wat ons gaan sien is dat ons 2 keer hierdie factor integrasie gaan moet toepas om hierdie nou op te los. Okay. En onthou weer eens, ons kyk na wat hierdie gaan ons nou sien as die fx en wat hierdie gaan ons nou sien as die g aksent x. So jy kies altyd die makliker ene om te differentieer en jy kies hom dan as die fx. En in hierdie geval gaan ons sien dat hierdie t kwadraat, as jy hom nou kan differentieer, dan gaan hy mos nou makliker word wanneer jy hom differentieer. So dan gaan ons hierdie kies as die fx en hierdie as die g aksent x. Okay. Goed, g aksent x. Okay. Dan goed, so wat ons hierso skryf dan is jy moet mos nou die fx gx hier skryf en dan is dit minus die integrasie van gx f aksent x dx. Okay. Goed, so kom ons kyk. Fx het ons nou gekies as t kwadraat, so kom ons sit t kwadraat daar, gx, maar nou moet ons hierdie g aksent x integreer en dan et geïntegreer is nou maklik, so hy bly maar net et en dan het jy minus natuurlik het jy so gx is dan net weer eens daai g aksent x of die gedifferentieerde vorm van et en dan het jy net weer et, want et se integrasie is net 1t en nou differentieer jy t kwadraat soos dan 2t, nee. Okay. Goed, so dan as jy hom nou vereenvoudig, dan sit nou t kwadraat et minus 2 et 2t, maar hierdie maak dit nie regtig makliker nie, want kyk hierso. Jy sit nog steeds met 2 goeie, so jy gaan hierdie ding verder kan oplos, so jy gaan weer die ding moet verder integreer deur factor integrasie. So kom ons doen dit. Okay, so jy sê t kwadraat et minus 2, so ons gaan nou daarna verder met factor integrasie verder faktoriseer. So die eerste ding is jy moet mos nou ons daar net daar uitgaan, maar ons moet klaar die 2 uithaal. Okay. So daai gaan nou net so dieselfde bly, want kom ons vat hierdie nou weer as die fx en daarna as die gx. Okay. So dan gaan ons hom verder met dele integreer of factor integreer. Okay, so dan die fx en dan die daar is die g aksent x, jammer. Okay, so dan hierdie die gx is net et, dan is dit minus, dan gaan dan hier integrasie wees, dan gaan dit wees mos die gx gaan hierso staan. Nou daarna is net et en dan is dit die geïntegreerde vorm van fx en dis mos net 1. En t se integrasie is net 1. Dat jy weet t. Ek sê nie altyd hierso dx, jammer. Alles is dt, hoor. Toets julle net. Goed. Alles is t's. Okay. Maar dit maak ons nou nie saak nie. T's, julle vang het. Okay. Goed. Dat jy nou t kwadraat et minus 2. Dat is t et minus. Okay. Dan is dit et, want die integrasie van et is nie et en dit is plus c. So, dan kan jy verder vereenvoudig, t kwadraat et minus 2t et plus 2 et plus kan jy sê minus 2c t kwadraat et plus 2t et plus 2 et en dan kan jy sê plus c1 waar c1 is nou net minus 2c.